Daar was 'n liedjie, die woorde het gesê, "Don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too." 'n Kind het iemand nodig, nie net iets nie. Jy kan hom 'n huis gee en 'n kos en daai goed help al klaar en geleenthede, maar iemand nodig. Hulle sê every child needs at least one person that's crazy about him. Welkom by Ekerk Nood die stories. Hier vertel ons die stories van al die noodprojekte waarby Ekerk betrokke is. Ons gesels met die organiseerders, ons praat met die mense wat die hart en die droom agter elkeen van hierdie organisasies is. Maar voordat ons vandag wegspring met ons eerste gas, kuier ons gou eers saam met Maritjie Joubert en sy vertel vir ons waarby is sy betrokke hier by Ekerk. Ek is die sameroeper van die noodprojekte van Ekerk. Dis 'n vreeslike lekker werk. Niemand het so lekker werk soos ek nie. Ek reël en organiseer en help uitdeel die fondse wat by Ekerk gegenereer word of wat mense skenk. En dan bring ek organisasies bymekaar oor die land. Hier brei 'n groep vrouens truie en hulle wil dit vir iemand gee en ek sorg dat dit by daai plekkie uitkom waar hulle is, waar hulle moet wees. Dit is ook vir my lekker om ons projekte te besoek, in die Kaap of in George of in Pretoria of in Rustenburg en dan kuier ons met die mense en hoor wat is hulle behoeftes en kyk of ons ietsie daaraan kan doen en so versprei ons die werk van die Here oor die hele Suid-Afrika heen. Maritjie, ons is al verskeie jare as Ekerk betrokke by die Eco-bediening saam met Jaco Strydom. Kan jy vir my sê hoekom is ons betrokke by hulle? Ons is betrokke by hulle want hierdie slogan van hulle, gryp ons elke keer aan. Moeilikheid is ons besigheid and business is booming. En as jy dit hoor en jy hoor moeilikheid is jou besigheid en jy werk met tieners en jong volwassenes, dan weet jy, daar's baie moeilikheid. Soos julle nou al by die tyd afgelei het, kuier ons vandag saam met Jaco Strydom en ek gaan sommer dadelik vir hom oorgee om vir ons te vertel van Eco. Ja, ons is hierdie jaar 25 jaar oud, kan jy glo? Oh wow. Prys die Here. Ons het eintlik begin met ek het 'n spreekkamer by 'n skool gehad en ek het 'n jeugbos hier by 'n gemeente gehad. En daar was 'n liedjie, die woorde het gesê, "Don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too." En ons het gevoel hierdie kinders het soveel verskriklike nood. Ek was betrokke by 'n klomp ander skole ook. Ons het gesê die kerk moet na die skole toe gaan. Ons kan nie verwag net van die kinders om na ons toe te kom nie. En daar was hierdie verskriklike nood, jy weet. En ek het gevoel op 'n stadium weer, ek praat met die kind, ek vertel vir hulle wat hulle op 'n kamp, op preek ons weer vir hulle en dan bid ons vir hulle. Leer ons hulle 'n paar liedjies en dan jy weet vertel ons hulle stories en so aan en maar dis net praat. So ons daai ding van don't tell them Jesus loves them till you're ready to love them too, het ons nog ons bietjie in die alie begin byt, want nou is dit skielik met kinders wat horrible omstandighede het. Weet die kind se pa en ma is lankal dood, nou is hulle by die ouma het kanker, as die kos by die huis, die verskriklike armoede, geweld, weet vreeslike goed. Kinders wat ons mee gewerk het, wat skielik net aan hulle ouers word toegesluit vir wat hulle aan hulle gedoen het. Al ons kinders is nie wees nie, van hulle is, ouers is dood, maar van hulle is, die ouers is op straat, wat ook al. En toe het ons gesê, nee, ons kan nie net praat, toe het ons die eerste huis begin. So ons het nou, ons het gesien, daar's 2 gapings, en ek was by 'n hoërskool betrokke, so dit het ook maar, al die stories wat ek vertel het, maar met ons gebeur, ons was nie vreeslik strategies, ons het ook maar ontdek, jy weet. Ja. En toe dit, toe het ons die eerste huis begin, en ons het gesien, as hierdie gap vir hoërskoolkinders, kinderhuise vir klein kindertjies en babietjies en so aan, maar dan is hulle is vol teen die tyd, as 'n kind se wiele afkom op 14 of 15 of 16, dan is dit nogal 'n krisis. Of baie keer loop kinderhuis goed skeef, plekke van veiligheid, straatkindershelters, al hierdie goed, dit werk nie uit nie, dis die ander groep kinders wat baie keer by ons beland. Ons het 'n ouetjie gehad vir hom wat geskort is uit die verbeteringsskool, om jou 'n idee te gee. Wel meer as een. Ja, jy moet nogal droog maak, hy was 'n expert. Ja. Maar in geval, en toe het ons gesê, okay, ons sal die gap van die hoërskoolkinders vul, en ons het toe gesien die kinderkommissaris, almal is, weet die maatskaplike werkers, het ons toegegooi, daar was baie groot behoefte vir dit. En toe soos ons kinders, het ons nog 'n huis begin, en so aan in Valeria, en
toe het ons gesien die volgende probleem wat oor ons pad gekom het. Ons het gesien dat en ek het terwyl ek geswat het, ek het in Indië, ek het eers in Potch geswat en toe by in Indië gaan bly vir 'n tyd lank en toe weer nagraadsie by Tuks geswat en toe ek hier by Tuks kom toe gaan bly ek in 'n kinderhuis. En ek beleef toe daai wel twee goed. Die een is die kinders is baie alleen, ek sal nou ietsie daaroor sê. Al is hulle in die kinderhuis, jy weet, ons sê altyd jy help nie ek gee 'n kind het iemand nodig, nie net iets nie. Jy kan hom 'n huis gee en 'n kos en daai goed help al klaar en geleenthede, maar iemand nodig. Hulle sê every child needs at least one person that's crazy about him. En die ander ding wat ons toe sien in die kinderhuis is die angs wat hierdie kinders het as hulle matriek skryf en dat hulle eintlik ongemotiveerd is want hulle weet hulle is weer alleen na dit. En toe het ons gesê kom ons begin 'n huis, 'n naskoolse huis. Ons eie kinders het toe begin matriek skryf. En ons het ook gesien hoe baie van hierdie kinders wat oor ons pad kom se ouers was eintlik ook maar aan kindersorg, een of ander vorm van kindersorg. En gesê hoe breek jy daai bose kringloop en ons het gesien daai oorgang tussen hoërskool en volwassenheid, jy weet uiteindelik op jou eie voete staan is ongelooflik belangrik. Daar's tussen 18 en 24 is waar hierdie kinders dan gaan dit baie keer verskriklik goed in die kinderhuis of in die ekkohuis of in wat ook al met hulle. Maar dan val hulle deur daai gat en dan word hulle swanger en maak swanger en beland op straat en beland in 'n in 'n tienerbende of in 'n weet 'n naskoolse dwelmhuis of wat ook al en dan is hulle kinders maar net dis maar daai selfde bose kringloop want hulle is alleen. Hulle het Moeder Teresa het gesê the worst form of poverty is loneliness. En toe het ons 'n naskoolse huise begin waar ons gesê het, maar kom ons help hulle in daai tyd. Met ander woorde, ons kinders, ek het gister met 'n matriekmeisie hier in my sitkamer gesels. En net daai ding, daar's 'n vangnet. En ons nou huise all over Suid-Afrika. Ons het 'n huis as hy wil gaan swat by UJ by Melville. Ons het deur ICBN wat die ander ekkohuise nou het daar in die Kaap is daar by Stellenbosch huis en jy weet daar's vreeslik baie opsies vir 'n kind te gaan werk of te gaan swat en so aan. En die ander ding wat ons toe, so ons het toe hierdie naskoolse huise begin om hulle net 'n gemeenskap te gee waar daar iemand is wat bly is saam met jou oor jou nuwe werk, wat saam met jou hartseer is oor jou meisie wat jou verneek het, wat saam met jou jy weet jou verjaarsdag vier, wat jou accountable hou as jy die oggend laat slaap en jy is nie laat vir werk. Sorg dat jy nie gesyp raak en met 'n hangover by die werk kan kom nie, wat ook al seker community ons saam leef en saam soek en so aan. En miskien die laaste ding wat ek kan sê wat ek dink dit uniek maak en dit was 'n bietjie 'n reaksie op die kinderhuise, alhoewel ek dink die kinderhuise baie nodig is. Maar ons het in al ons huise gesien kinders is baie keer eensaam in 'n huis en as jy 12 of 14 kinders in 'n huis het met een ou tannie, dan is hulle eintlik hulle het 'n groter invloed op mekaar as wat die caregiver het. Ja. En toe het ons met hierdie ding begin van presence makes the difference, teenwoordigheid, iemand. En ons het met hierdie gemeenskapsding begin en is eintlik gebaseer op handeling wat sê en hulle het alles gedeel en niemand het niks tekort gehad nie. So ons probeer ook so 'n bietjie iets van die vroeë kerk herontdek. Ons eintlik uitgevind daai model is die beste model om kinders te help. So. Daai eerste prentjies van die kerk en Handelinge net na Pinkster, Handelinge 4 en Handelinge 2. En waar ons maar alles deel, jy weet, en toe het ons hierdie model begin en wat nou vir ons eintlik dit is eintlik ongelooflik om dit te beleef. En ek bly hier in die community, my woon hier's 'n huis hier agter, weet, hier's net 'n hekkie tussen ons, is eintlik een gebou. Bly in hierdie woonstel hier oorkant is hier's oral nou huise hier om. En is hierdie ongelooflike, die eintlike weirdos is nie die ou wat geskort is uit die verbeteringsskool nie, maar die ingenieur wat intrek. En die jy weet, ons het al selfs 'n aktuaris gehad in een van ons huise. Ons het 'n meisie wat nou artikel vir 'n CA. Ons het maatskaplike werkers wat hulle is almal vrywillig, niemand word betaal nie. Wat by die skool werk, ons het onderwysers, ons het argitek, wat ook al, jy weet, gewone jong werkende mense wat voel maar ons wil nie net uitreik na mense in nood nie. Ons wil eintlik die missionale spasie, die plek maak waar jy net terugkom. Daai omgewing is eintlik jou homecoming vir ander, jy weet. Wat saam met hulle bly. So daar's al tipies sien 'n man 'n huis van ons het ook besluit ons gaan bietjie minder kinders in 'n huis sit en die presence sterker maak. So sê nou maar daar's 7 meisies, hoërskoolmeisies in die huis, dan is daar 3 van hierdie ander. Jy weet, die een is onderwyser, een swat onderwys,
Ag die een is 'n artikel nou vir die CA, die ander een is 'n maatskaplike werker, maar nee, as maatskaplike werker bly sy daar nie, sy is by die skool maatskaplike werker. Ons het selfs nou twee dominees wat ingetrek. Roo wat in die hervormde kerk is, hy is al 10 jaar 'n dominee. En Jane de Lange wat nou in ons hoërskool seuns hy saam met al daai wille seuns bly. Maar die idee is jy het so 'n community van mense wat as jy 'n kar het, die Bybel sê mos aan hulle vir wie meer gegee is word meer gevra. So as jy 'n kar het dan moet jy help met vervoer en as jy 'n laptop het dan help jy met take en hulle sit nagte lank met van hierdie meisies. Partykeer is hulle getraumatiseer, hulle maak bednat of van die seuns in ons huis eerste paar maande. Hulle worstel met hulle deur hulle verskriklike hartseer met hulle gebroke families wat baie keer nog deel is van hulle lewens. Hulle bid saam met hulle, vat hulle skool toe, help hulle met hulle take. Ons het ook tik studente wat kom help. Ons allerlei projekte nou om die kinders te help. Maar dit is eintlik Niels Jackson het gevra wat noem ons wat ons doen, toe sê ek saam woon. Ons almal bly saam. Dieselfde met die plaasprojek. Almal leef saam en ons probeer daai diepste, lyk my as ek onthou toe ek die spreekkamer gehad het, as 'n kind na jou toe kom en hy die hoof sê praat met hom of met haar, sê nou maar die ouetjie het vreeslike gedragsprobleme, hy bankskool en hy doen nie sy huiswerk nie en hy vloekie juffrou en hy slaan die ander kinders of wat ook al. Maak nie saak eintlik wat die gedragsprobleme is nie. As iemand afskil soos 'n ei, jy weet hulle begin jou vertrou. Dis baie groot voorreg as hierdie kinders jou begin vertrou. Maar dan amper altyd is die diepste negatiewe emosie is eensaamheid. Hulle is lonely, hulle voel uitgesluit, hulle voel hoekom gaan die hele wêreld aan. Dit is vir hulle moeilik om byvoorbeeld by 'n erediens in te stap en te sien hoe gelukkige gesinne met hulle kinders inkom of mense te sien wat op vakansie gaan. So hulle is lonely, hulle is eensaam. En as jy daai ding begin, as hulle veilig voel, dit vat nogal 'n lang ruk, dan begin 'n klomp goed verander. So ons is nie so programgedrewe nie. Ons is vreeslik community gedrewe. En dan elke week eet ons saam en ons het 'n erediensie en ons kamp en ons hou 'n klomp partytjies elke maand en allerlei mooi goed. Klink net na ek weet daar's baie moeilikheid, maar ek moet sê dit klink vir my na pret ook. Party ouens noem dit chaos, ons noem dit organic church. Ons het 'n mooi teologiese naam. Weet jy, Jaco, ek wil sommer nou net hier in drop en vra, het julle byvoorbeeld as julle nou so in die huise saam bly, sien nou maar ek bly daar en is ek toegewys aan 'n sekere kind of is almal verbonde en verbind met almal? So Jaco moet nou vandag aan sy taak werk, maar ek het nie tyd nie, so Berdien spring in en sy help met die take en so aan. Ja, nee, ek wel iets van alles, Maritjie. So ons het 'n partykeer toegewyste iemand wat ons 'n kind help. Jy weet 'n oomie sal aanmeld en sê hy was 'n oud wiskundeonderwyser, dan sê ons wil hy nie daai kind. Dan sê hy sal help. Dan sê ons kan hy nie hierdie kind help met wiskunde nie. Ons het nou hierdie EduBoost in die middag en dan sit al die kinders hier in Swart, die hoërskoolkinders nou. En dan kom van hierdie tikstudente en hulle help spesifiek. Maar met die huisleiers, die mense wat nou saam met hulle bly, is dit maar so bietjie jy weet nou sal hierdie een wat nou artikels skryf nou eksamen, so die ander spring nou in en help of jy weet of die een, daar's nou al die tragedies wat almal tref hulle ook nou maar. Jy weet dis nou nie, dis maar die gewone lewe gebeur. Een is siek en daai is in 'n liefdesdriehoek en ons het al die intriges wat jy kan indink, jy weet. So dan maak hulle maar beurte en hulle vertrou omdat hulle so saam leef, ken hulle mekaar fisiek goed. So dit is amper soos 'n band. Ek het lank in 'n band gespeel of so toe ek nou jonger was. Dan as jy lank saam met mense speel dan op 'n stadium dan hoef jy nie te sê ons gaan nou die riff speel of ons gaan die liedjie herhaal of ons gaan nou saggies eindig nie. Dit amper so begin so gevoel kry. Amper soos in 'n gesin dink ek. Nou en dan moet jy maar 'n family meeting hou. En ons doen dit elke week. Wat ons het nou gister dan sit ons hier in my sitkamer. Die is nie die voordeel om hier te bly. So alles gebeur hier, maar is al die meetings en die parties en die goed. So dan sit ons hier en dan praat ons oor elke liewe kind. En dan sal ons sê, weer hierdie enetjie, dis die issue, wie gaan nou kan help hierdie week? Of wie gaan vir die volgende maand? Of moet ons iemand kry van buite af? Moet ons 'n terapeut kry of 'n sielkundige of 'n psigiater? Ek het nou gisterand nogal gevoel ons moet 'n psigiater kry vir die enetjie. En dan werk ons dit maar so uit, jy weet, dan figure ou dit uit en ons het 'n vreeslike lekker span. En ons het twee maatskaplike werkers wat ook 'n bietjie meer formele assesserings doen en sê weet jy wat
die een moet meer professionele hulp kry of ons moet die afgetrede dominee kry om hierdie enetjie te help om 'n lisensie te kry of iemand vra om te help gister toe ons kar breek, jy weet om die kar te kom insleep. En een van die afgetrede skoolhoof wat hier by ons is, hy help dan, hy ry en hy gaan help ou gift met die kar, jy weet of sulke goed. So ons het 'n lekker netwerk rondom. Ek kan baie van ons leiers wat uitgetrek, hulle het lank in die huis gebly. Jy weet altyd ons maatskaplike werkers was huisouers in ons hoërskoolhuis toe hulle nog jonk was. En vandag is hulle ons maatskaplike werkers. So hulle is so deel van die DNA van die ding. Jaco, jy sê jy het nou vinnig iets genoem van plaas. Het julle plaas ook? Vertel my wat gaan daar aan? Ek het eers gehoor van skape ook, so. Ja, Vertel ons 'n bietjie. Wat is 'n lang storie, maar miskien moet ek julle Petrus iets van sy storie vertel, die ou by die plaas ran nou, want dit kan dalk ietsie oor die plaas ook sê. So hy was 'n graad 9 ouetjie wat hy het nog ons dagga gerook en droog gemaak, maar ek het tog altyd baie van hom gehou, jy weet. En lang storie, lank klomp het dit gebeur, hy het toe later al meer droog gemaak het, hy het verslaaf geraak, hy het begin deel en so aan. En hy het so aan en af dan sy uit sy by die uit die huis uit, hy het actually ouers, sy ma was later oorlede, maar dierbare pa. En maar dan beland hy net maar weer op straat, dan bly hy in die Echo-huis en allerlei vreeslike intriges en goed. En hy het op die ou en op straat beland. Nou hy in die Echo-huis was hy so. En toe het hy klomp mooi goed gebeur. Jy weet, hy het in 'n park gesit en het besef, eenmal ek kan nie so aangaan nie. Ek het hom eendag saam met my en Jaka toe gevat op die eiland. Ek het laat uit partykeer by ons in die huis geslaap. Jy weet, dan bel sy ma of sy pa en sê dit gaan rof. En so ek vertel sy storie want hy's een van my heroes, Peter. Hy's 'n ongelooflike. En toe het hy sy hele lewe verander. En toe het ons in daai tyd het ons hierdie plaasie wat ons weet nou kon gebruik en ons het iemand gesoek en ons het 'n ander ouens mense gehad, 'n ander ou wat die plaas help van die grond af kry het, maar die ou is toe dood aan kanker. So as vreeslike intriges tussen al hierdie goed. En toe het ou Petrie eintlik gevra of hy nie al kan werk nie, ons het 'n perdeskool op die plaas gehad. Ek het met die vrou van die perdeskool gevra en sy het gesê, "Oké man, kom ons gee hom 'n kans." En op die ou net hy die leier geword van ons plaasprojek. So seker nou vir 7 jaar wat hy daai projek ran soos 'n champ. So ek het hom so 'n paar jaar terug getrou en hy het sy babatjie is laas jaar gebore en hy's 'n goeie pa en hy's 'n ongelooflike champ op daai plaas. So wat ons nou doen op die plaas, ons praat van 'n werksgereedheidsjaar. Ons sien dat van ons kinders wat klaarmaak met skool, baie keer in die spesiale skool of baie keer moet hulle vroeg uitdrop want hulle is net te oud. Die ou was in die tronk, jy weet, nou is hy 17 en hy kan nie nou begin met skool wat ook al nie. 18. En toe het ons gesê kom ons maak die plaas so 'n plek waar hierdie ouetjies, ons vat nou vir al seuns, ons kan nie seuns en meisies meng nie, want dan gaan ons 'n kleuterskool ook begin. Ja. En toe sê ons kom ons vat hierdie rowwe ouetjies en ons sit hulle op die plaas en jy weet so van hulle was op dwelms, van hulle was in spesiale skole, van hulle was in rehab, van hulle was in die tronk al wat ons daar gehad het en dan as ons iemand gaan nie nou sy werk kan nou sy huur betaal, hy's nog net of partykeer jy weet 'n kind kan dalk 19 wees, maar sy emosionele en verstandsouderdom is die van 'n kind van 12. Ons het dit baie keer. Intellektueel, jy weet, van hierdie spesiale skoolkinders en toe sien ons 'n interessante ding. So ons het nou 'n paar groentetonnels op die plaas en so 'n paar varke en 'n paar skape en 'n kampterrein, jy weet. En dis so 'n bietjie maar plotterig. 'n baie klein plaasie ook. Maar so as die ouens vra waarmee boer ons, dan sê ek met moeilikheid, jy weet. En so maar wat ons gesien het is die ongelooflike verandering in mense se lewens. Ek kan nie vir julle beskryf nie. Ons het nou hoeveel keer gehad dat 'n psigiater en ons laat die psigiaters en die mediese ouens die calls maak. Weet, ons besef ons moet ons plek ken. Dat dit al 'n hele paar keer gebeur het. Dat ons 'n kind daar het wat, jy weet, ons het een ouetjie gehad, hy het gaan staan. Hy het letterlik, hy werk op die spinasieland, dan gaan staan hy, dan moet jy hom skud. Ek wil dis letterlik, ek dink ek maak 'n grappie, maar jy moet hom skud, dan werk hy weer 'n bietjie, dan gaan staan hy. En hy was nogals, ek weet nie, ons kon hom eintlik nie kry om enigiets met vreeslike energie of enigiets reg te doen nie, jy weet. Dat so later hulle vir hom gevra, hy moet maar die huis skoon maak. En op die ou en het die psigiater hom van sy medikasie afgehaal,
gesê het gaan so goed met daai kind. Daai kind het nou 'n by 'n buurplaas. Later was dit so as Petrie Pretoria toe kom dan check hy dan's hy die verantwoordelike op die plaas. Sjoe. En ek kan glo hy gegroei het in sy selfbeeld en sy weet hoe hy skills aangeleer het en ook mense skills en om te werk. En een van ons buurmanne, 'n fantastiese ou. Ek het met hom aangestel en is net ongelooflik hoe die kind floreer, jy weet en met hy's nog nie Apple is nog ons uitdaging en hy's nog steeds vir ons so 'n bietjie, jy weet, hy's nog ons dis interessante ouetjie, jy weet. Maar dis asof hy regtig asof hy jy weet jy eis as jy dink wat met die ou sou gebeur as hy net aan sy eie genade oorgelaat is. En nou het hy 'n goeie werkgewer plaas, hy bly in 'n huis daar. Hy het fisieke dignity, hy kom kuier by ons en dis eintlik net so 'n mooi storie. So ons het nou al 'n paar keer gehad dat die psigiater die kind na 'n jaar of na 6 maande of 8 maande, want hulle nou ry Petrie deur, hy moet nou inspuiting kry elke maand, hy moet sy pille kry of wat ook al. Die kind afval en sê hierdie kind het geen medikasie meer nodig. Die wat regtig merkwaardig is, jy weet. Sjoe. En dit ons praat van meer as een psigiater. En ek dink wat baie terapeuties is een is hulle is nie alleen nie. As daai persoon alleen was op hierdie want hulle sal verskriklik alleen wees in die wêreld hier, jy weet. Voordat hulle groot genoeg geword het om actually 'n klomp goed te face, volwasse genoeg geraak het. So as hy alleen was en hy was jy weet dan het dit was eensaamheid bring nie die beste in ons na vore nie. En die ander ding is ons het agterkom harde werk is baie terapeuties. Weet jy's so moeg dat jy kan slaap dat jy actually vroeg gaan slaap in die aand. Die natuur is verskriklik terapeuties. Ons boer met skaaphonde en daai honde is net deel van die familie daar, jy weet. En hulle moet ook gaan die skape aanjaag en hulle moet die vark gaan soek wat uitgekom het en hulle kan gaan roei, jy weet as hulle wil naweke, hulle help by die kampterreintjie, maar hulle swem baie keer dan as ek nou daar is dan kom hulle almal daar met handdoek en gaan swem hulle gou. Hulle het nou hard gewerk, warm, jy weet. Dan spring almal in die rivier en hulle swem of hulle vang vis. En so hulle werk regtig baie hard, maar ek dink community en harde werk en natuur is meer terapeuties, al daai kombinasie as wat mense besef. Nou hoeveel seuns is daar op die oomblik op die plaas? So ons vat net maksimum so 7. Okay. Dit is 'n plaasie, is maar 40 hektaar, maar hy het 'n standhoudende spruit en 'n groot rivier. So is 'n vreeslike mooi plek met randjies en goed. Maar ja, so daar ons vat 7 plus Petrie en die plaaswerker en so aan, so dis so 'n groepietjie. Dink hulle is nooit meer as so 10 nie. Ons het iewers daai besluit geneem 'n ruk terug. Jy kan as jy almal probeer help jy niemand. So kom ons help 'n sekere hoeveelheid mense op 'n slag en ons help hulle diep. Ons help hulle ordentlik en dis maar pynlik ook want jy moet baie keer kinders wegwys. Maar jy op die ouene as 'n huis te vol is, selfs in ons hoërskoolhuise is ons is heelwat minder, ons is amper die helfte minder as wat ons voorheen ingevat het. Jy het nou gepraat van julle so rukkie terug het julle ontbyt gehad. En jy het gesê daar het 'n ouetjie 'n baie mooi storie. Wil jy daai storie met ons deel? Ja, it's beautiful. Ag, so 'n lang storie, die ouetjie se ma is in sy arms dood. Ek dink sy pa was 'n karwag. So 'n lang storie. Ek dink op Marula Media of iewers het hulle ook al 'n onderhoud met hom gevoer. En hy vreeslik was baie suicidal, so hy het homself baie selfmoordpogings gehad terwyl ons jy weet hoe in die hoërskoolhuis gebly het. So ek weet nie hoeveel keer het ek hom persoonlik hospitaal toe gevat van die ander huisleiers. En ag, daar het 'n klomp goed gebeur. Een mooi storie wat ek het wat sowel verweef is hierin is hy was in 'n vreeslike fight betrokke by 'n skool en toe skors die hoof hom. En toe dink ek aan die maatskaplike werker Suzette daai tyd. Baie toegewyde Christen vrou. Ons dink toe maar ons gaan hierdie ou in 'n weet jy gaan nou ons dink ons moet hom nie dadelik weer in 'n publieke skool sit nie. Ons moet hom eers in 'n privaat skool sit vir 'n jaar of so dat hy net bietjie groot word en baie persoonlike aandag kry. En ons was seker dis die regte ding om te doen, maar ons was so platsak. Ek bedoel regtig. Ek kan nie vir julle sê kyk as ons nou sê ons besit geen eiendom nie. Onthou ons besit niks en ons huur alles en ons kry dit verniet, maar ons besit niks nie. En ek ook nie, jy weet. En ons in elk geval maar as ek nou sê ons het nou niks, jy weet, ons het nou geen backup nie. En ons en in daai tyd, dis nou jare terug, toe sê die spesiale skool, okay, hulle sal die skoolfonds afvat, sê net maar van
5,000 'n maand na 2,500. Wat nou min klink nou, maar dit was 10 jaar terug of meer. En ek sê vir Suzette, ja, ek weet nie, ons het nie geld nie. Ons kan nie in 'n tyd waarin jy nou eintlik al in die rooi is, nou nog maandeliks iets wil uitgee nie. En ek sê toe vir jy moet maar bid en ek sal bid, maar ek en sy kommit toe, ons gaan vir die skool sê is reg, ons skryf hom in. Ons sal die geld van ons kry. Jy sal nie glo nie, maar daai aand kry ek 'n e-pos uit Dubai. En die vrou sê die volgende, sy sê hulle het 'n selgroep, is hulle 'n klomp vroue, Afrikaanse vrouens wat in Dubai werk en hulle mans werk daar en hulle het 'n selgroep of 'n Bybelstudiegroep daar. En sy sê hulle het begin bid, hulle wil iets in Suid-Afrika ondersteun. En sy sê sy het op die toilet gesit en sy het 'n ou rooi rose gelees. Sy het ou rooi rose saamgevat. Daar was 'n artikel oor my en oor Echo in die rooi rose jare terug. En nou kom jy dink, is 'n ou rooi rose en sy gaan toe na die selgroep toe en sy sê maar kom ons ondersteun iemand, een van hierdie ouens. En hulle het die vorige aand, sy sê toe ons het gisteraand het ons toe nou gepraat daaroor. En ons voel ons wil graag iemand ondersteun, maar ons wil 'n spesifieke kind ondersteun en ons het gesê tussen ons sal ons R2,500 'n maand gee. So ons het so baie sulke stories. En nou Wian het op die ou einde het hy in Oosmoed was hy leerling, ons het hom laat 'n jaar in die privaat skool gehad, toe hy 'n publieke skool toe. En hy was leerling van die jaar, leerling wat die beste vordering maak. Hy was 'n ongelooflike kind. Ek wil as jy vir die skool waar hy nou matriek op die ouene geskryf het, sou vra, ek dink die laaste 2 jaar was hy toe nou daar. Dan sal die juffrouens en die menere net sê wat 'n wonderlike kind. Jy weet hy het regtig sy hele lewe verander. En hy het later toe gaan klankingenieurswese swat en hy werk nou by 'n finansiële instelling en hy het nou die dag huis gekoop. Ek bedoel niemand van ons besit eiendom nie, maar hy doen. Hy het nou die dag huis gekoop. En hy's daar met sy, weet hy kom partykeer erediens toe. Dit was eintlik so aangrypend emosionele ding vir my 'n jaar of so terug toe hy een aand by die Echo diens is, want hy bly in Centurion, so hy ver met sy vrou en sy klein 'n dogtertjie. En waar daai dogtertjie terwyl ons worship speel die kleintjies nou daar voor. Dus dans sy klein dogtertjie met ons maatskaplike werker Caroline se klein dogtertjie. En hulle Joel en hulle dans en ek dink haai hemel. Om te dink ou Wian se kind is so happy want sy het 'n goeie pa met 'n goeie werk wat die hele bose kringloop kon breek. So hy's ook een van my heroes, jy weet, dis 'n ongelooflike ou wat ek so na opkyk en wat so weet hy het soveel wysheid en volwassenheid vandag. Hy's net sommer 'n mooi mens. Hy het absoluut die sirkel gebreek, nee Jaco, dis nie die sirkel is gebreek, hy het 'n ander pad, hy loop 'n ander pad. Ja, Richard Rohr het gesê, pain wants to go somewhere. If you don't transform your pain, you will transmit it. En ek het gesien die tyd met die spreekkamer wat ek die kinders gesien het en ek praat nou nog weekliks met baie kinders met issues, jy weet, groepsgoed en individueel en so aan. Jy sien letterlik hoe daai pyn wil iewers heen gaan. En ons het nou 'n geval gehad waar hierdie een kind ons verlede week verskree het. Ek bedoel, jy kan jy dit nie eintlik dat my ore seer was aan haar. Ek bedoel soos in your face. En toe het ons gister vir mekaar gesê toe ek in die huisouers, want dit gaan nou weer beter met haar. Toe sê ons maar pyn wil iewers heen gaan. En eintlik kom daai anger, daai ouers en daai wrede mense in haar lewe, dis eintlik vir wie sy kwaad is. Maar nou sê ons sal in die plek staan en ons sal nou daai anger vat vir 'n rukkie. En hy sê, die quote sê, if you don't transform your pain, you will transmit it. En ek het dit nou by baie van ons kinders gesien. Kyk, die ouer is absoluut 'n monster as jy al die stories hoor, tot jy die ouer ontmoet. En dan besef jy, dis hierdie kind, daai ouer, jy kan nou dink sy's wreed of hy's wreed en daai kind, weet jy, wil iets vreesliks aan daai ouer doen, vir alles wat hulle aan 'n kind gedoen, maar dan dink ek, op 'n dag sien ek een van daai ouers en ek dink, hierdie ouer is maar net hierdie kind wat ons mee werk, wat groot geword het sonder liefde. As jy hierdie kind los, dan word hy daai pa. As jy hierdie meisie los, dan word sy daai ma. Want pyn word, want as dit nie getransformeer word nie, dan word dit getransformeer word nie, dan word dit getransmit. Dan gee jy eintlik jou pyn vir jou kinders en dit raak hierdie bose kringloop van jou oupa het die ouma geslaan, die oupa grootjie die ouma grootjie geslaan en vreeslik gesyp en
oupa het die ouma geslaan en vreeslik gesyp en die pa slaan die ma en syp vreeslik en dan werk ek met die kind en dan vra ek hom wat het hy gedoen? Jy weet, na hy kind aangeraand het, wat het jy hierdie week gedoen? Dan kom jy agter hy het gedrink tot hy vaak is en geslaap tot hy dors is en hy's net in graad 10 en hy's in hierdie bose kringloop. En is amazing dat as kinders liefde kry en ondersteuning en geleenthede kry en mens moet eintlik maar al drie daai goed hê, jy weet. En 'n hardkoppige ek sal nie opgee met jou nie dat hulle tog hulle lewens verander. Die ding is wat my gefrustreer het met die kinderhuis waar ek betrokke was jy weet 'n kinderhuiskind kry 3 kansse. Maar en dan is dit verby. Maar 'n gewone gesin is daar is 'n goeie ouer sal sê man daar's niks met my maat vir my gesê as jy 'n meisie swanger maak kom net huis toe. Ek gaan vir jou doodslaan, maar jy kom net huis toe. Voor jy selfmoord pleeg, kom huis toe dat ek jou doodslaan, jy weet, of wat ook al. Maar sy sal nie opgee op my nie. Jy weet, 'n kind voel so veilig. Waarop in kinderhuiskinders en hulle toets die grense die eerste paar jaar of eerste paar maande en dan wil mense opgee. Maar as jy deur dit kan sien en jy kan 'n kind so veilig laat voel. Ek sê vir hierdie girl gister hier by my, ek sê jy weet, waar het jy in jou lewe al droog gemaak waar die mense nie wil hê jy moet weggaan nie, want sy het nou 'n paar keer weggeloop. Dan gaan wag ek in die maatskaplike werker na skool by Vader en hy sal opbring na huis toe. Dit gaan nou weer baie beter. Maar laat sy nou net toe weer van die skool af wegloop nie. En dan wil ons wil haar nie weg hê nie, ons wil haar terug hê. Sê ek dis nogals iets, nê? Of ek sien nou die dag vir 'n ouetjie wat ook geskort is in elke skool wat hy was. Toe sê ek, toe het hy vreeslik droog gemaak nie. So ek imagine jy maak droog en mense wil jou nie wegjaag nie. Hulle probeer alles om jou net by hulle te hou. En na 'n rukkie, aan die begin fight hulle dit, hulle glo dit nie. Maar na 'n rukkie as hulle dit veilig begin voel, dan sien jy letterlik hoe daai ketting breek wat jy nou van praat, Maritjie. Hoe hulle kinders, dis 'n lekker ding van ons. Jy weet ek's baie jonger as wat ek lyk. Word net 53, maar ek is al eintlik 'n oupa van baie kinders. Want as ek in die Kaap kom, dan is daar soveel, ek weet kinders wat in Pretoria was wat in ons huise was wat nou kinders het, jy weet, 'n goeie ma en 'n goeie pa en 'n gesin en 'n nuwe lewe en it's amazing om dit om die voorreg om dit te kan sien. Ook maar hoe die Here reguit hou met 'n baie krom stoks, want ons is maar heavy gekraakte pot, jy weet. Prys die Here vir grace. Het jy nog een storie, een mooi verhaal waarin jy kan dink 'n kind wat jou verskriklik kwaad gemaak het, maar op die ouende is jy die liefste vir hom? Ek vertel van 'n meisie wat ons baie jare terug gehad het. Jy weet wat gebeur is as die seer kry is soos klomp boeke wat jy op mekaar stapel. En dis partykeer wat die ouer aan die kind gedoen het, partykeer hulle afwesigheid, partykeer is dit dis ander mense, jy weet van ons kinders is ek weet die kind is 14, maar as jy 'n fliek oor haar lewe sal maak, sal dit 2 tot 18 wees en sy sal nie haar eie fliek mag kyk nie. Jy weet dit is verskriklik. Jy kan nie glo wat in die geheim gebeur nie. Maar die meisie het so, jy weet haar lewe was so, die boeke is later so hoog dat jy kan amper 'n vierhoutjie boksie opsit dan tuimelitore. Ons sien dit baie keer, dan val mense se lewens in mekaar, hulle doen iets verskrikliks, dan sien ons hoekom is daar klein dingetjie wat gebeur, maar is net die trigger. Dis hierdie klomp hartseer wat so opgestapel is, so hoog dat dit so onstabiel is. Dat enigiets dit laat val. En die meisie het baie hartseer gehad en ek dink sy was so 17. En sy het vir my ek kon altyd sien as ons oor die Here praat of ons is nou 'n Bybelstudie doen of op 'n kamp praat, dan rol sy haar oë of sy kyk vir haar tone. Sy kon regtig nie glo dat daar God is wat vir haar lief is nie, jy weet. En op 'n dag val die toring. Jy weet, ek dink 'n boyfriend het uitgemaak of iets, maar haar hele lewe stort in mekaar in. En sy het my later vertel, sy sê en ek het in die strate ingehardloop en ek het gehuil, ek het 'n bietjie geskree en dit ek gehuil en dit ek net gehardloop en ek kon nie mooi sien later nie, jy weet my oë is vol trane en ek was in elk geval so emosioneel en ek was later so moeg en toe gaan sit ek net op 'n straat toe en ek weet nie eens waar ek presies is nie. Sy sê en ek was moedeloos en ek het so met my hande in my hare gesit en huil. En die volgende oomblik toe maak daar 'n hekkie agter my oop, het sy gesê. En 'n vreemde tannie stap uit. Sy nog nooit ontmoet het nie. En die tannie kom sit op die straathoek langs haar. En die vrou het 'n interessante ding gedoen. Sy het met haar probeer praat uit die hart van die saak, maar toe doen sy die wyse ding. Sy preek nou nie vir die kind of karring te veel aan haar nie. Sy gaan sit toe langs haar en sy hou haar net vas. Na 'n rukkie, sy het 'n bietjie probeer praat en toe sien sy met die kind so ontroostbaar nou, jy weet. Sy moet nou net hier sit. Toe sit sy langs haar en sy het haar arm om haar skouer en sy druk haar en later gaan lê die meisie sê sy lê ek teen die tannie se bors.
En hierdie vreemde vrou hou my net vas. En sy sê, jy weet Jaco, ek het altyd gehoor julle vertel my dat God lief is vir my en ek kon dit nooit glo nie. Sy sê maar daai dag het ek dit gevoel en nou glo ek dit. En ek dink dis die idee met Christen wees. En dit gee my altyd bietjie hoop, jy weet, dat miskien sal die wêreld glo dat God vir hulle lief is as God se mense vir hulle lief is. En om te dink 'n vreemde vrou wat waarskynlik nooit gaan weet dat sy daai kind se lewe, dat daai kind tot vandag toe dit sien as die omdraaipunt in haar lewe. Tasbare liefde, jy weet. Presence makes the difference. En partykeer selfs die presence van 'n vreemde tannie op 'n straathoek. Nou Jaco, as mense betrokke wil raak by Echo Youth, hoe maak hulle, waar bel hulle? Hoe kan mense julle help? Jong, ons het alles nodig wat 'n gesin nodig het en meer. Jy weet, so ek wil van ons het ongelooflike, jy weet, al die kan nou dink al hierdie huise, dis vreeslik nie winsgewend om hierdie lot te probeer help. So enige iets. Ons het maandelikse uitgawes wat skyrocket. Ons kyk kan 'n bed borg by ons, R2500 'n maand. Jy kan op ons webwerf kyk, ecouYouth.co.za. Ons het 'n krisisfonds wat mense kan bydra en dan kan ons spesifiek vir die krisis, jy weet ons sê moeilikheid is ons besigheid. So die stukke T-shirts om ons te herinner om onsself nie jammer te kry as ons hierdie werk doen nie. Maar krisisse en goeders waar het ons daai goed sponsor. En ons kan vir ouens se artikel 18 na belastingsertifikaat uitmaak. So ek dink daai ding help ons baie. Kos is altyd 'n issue. Klere het ons altyd nodig. Beddegoed, jy weet as 'n kind by ons aankom. Ons het nou die dag 'n ouetjie gaan haal, nou ry ek en Rochelle die maatskaplike werk, ek kry ons by die stasie. Dan het hy so 'n tassie by hom. Dis sy hele lewe is altyd. Ons het al 'n kind gehad, het hy so 'n klein rugsakkie. Jy weet dan moet ons van beddegoed gee. Onthou die ou wat uitgaan kry nou sy beddegoed en ons gee hom 'n klomp potte en panne en 'n klompie goed want hy moet nou die volgende fase op sy voete begin staan of op haar voete. Karre wat breek. My kind te help om 'n lisensie te kry. Daai ding van jy ry bietjie en jy help die kind om te leer bestuur, jy weet, te help met huiswerk, 'n werksgeleenthede is 'n massive ding. Jaco, dit was vir ons so lekker om vandag saam met jou te kuier en ons gaan verseker binne volgende paar maande weer saam met jou kuier op die Noot podcast waar ons die stories vertel. Dankie vir dit wat jy doen en dat jy regtig so groot verskil maak in jong mense se lewens en ek dink die mense wat saam met jou werk ook. Ek dink jy maak net so groot verskil in hulle lewe ook. Dankie dat jy net jy is. Dankie dat jy nie compromise op wie jy is nie. En ek het vanoggend so baie geleer en ek is nou weer so geïnspireerd. Dit is vir ons as E-Kerk 'n ongelooflike voorreg om saam met jou en Echo Youth 'n pad te stap en ons hoop die pad is nog lank saam. So dankie van ons kant af vir dit wat jy doen. Ons wil net graag hê jy moet weet dat jy word verskriklik gewaardeer en partykeer die mense wat voorloop met die goeders hoor dalk die minste dat hulle raak gesien word. So ons sien jou Jaco. Dankie Berdien, waardeer dit baie hoor. En dit voel vir my so 'n kompliment dat E-Kerk ons raak sien. Dis regtig so, jy weet en dis ek weet nie hoeveel mense weet dit nie, maar E-Kerk ondersteun ons vir baie lank al en vir my persoonlik ongelooflik op soveel vlakke. Dankie vir jou tyd. Dankie Maritjie dat jy ook saam gekuier het en ons is volgende maand weer terug met nog 'n podcast, nog 'n E-Kerk Noot, die stories. En tot volgende maand toe. Totsiens.